Lug kan as 'n wat geklassifiseer word. Lug bestaan hoofsaaklik uit stikstof wat 'n element is, suurstof wat 'n element is, argon en dan ook die verbinding koolstofdioksied as ook ander elemente en gasse in kleiner hoeveelhede. So dit is nie 'n element nie, dit bestaan wel uit 'n paar elemente, dit is nie 'n verbinding nie, alhoewel daar verbindings voorkom in lug. Dit is met ander woorde 'n homogene mengsel, want hierdie gasse sal goed meng, dit is nie 'n heterogene mengsel nie. Die grafiek toon die verhittingskurwe van 'n stof. In watter deel of dele op die grafiek kry die stof kinetiese energie by? Nou wat jy moet weet van 'n verhittingskurwe, soos tyd aangaan, bly ons konstant hitte toevoeg. Daardie hitte word of omgeskakel na kinetiese energie of na potensiële energie, maar nooit na beide op dieselfde tyd nie. So A na B is ons temperatuur konstant, met ander woorde die kinetiese energie is konstant, daar is wel 'n toename in die potensiële energie. Dan van B na C is daar 'n toename in ons temperatuur, met ander woorde 'n toename in die kinetiese energie, maar die potensiële energie verander nie. En dan weer van C na D is ons temperatuur konstant, met ander woorde die kinetiese energie is konstant, daar's wel 'n toename in die potensiële energie. So die enigste plek waar daar 'n toename is in kinetiese energie is BC en dit is A. In watter verhouding sal groep 1 elemente met groep 6 elemente reageer? Nou, kom ons sê die groep 1 element is X, die ioon sal 'n lading hê van plus, want onthou, groep 1 beteken daar's 1 valens elektron, as daai elektron weggegee word, dan verander die lading op die ioon na plus 1. En 'n groep 6 element het 6 valens elektrone en is makliker om 2 elektrone by te kry as om 6 elektrone te verloor. So as ons sê daardie element is Y en dit vorm 'n anion, dit kry 2 elektrone by, dan is dit 2 minus. En dan sien ons plus 1 minus 2 gee vir ons minus 1 en dit is nie gelyk aan 0 nie, so ons kan nie die verhouding skryf as 1 tot 1 nie, omdat dit nie gelyk is aan 0 nie, moet ons kruis, Wakanda forever. So ons gaan dan sê X, en dan daai 2 moet hierdie kant toe kom, so ons skryf 'n 2kie daar, en daardie plus kom hierdie kant toe, dis 'n 1 wat ons nie skryf nie, so dit is net Y. So die verhouding gaan wees 2 tot 1, en dit is gelyk aan A. Wat is die totale getal nukleone in die ioon van kalsium wanneer kalsium 2 elektrone verloor om kalsium 2+ te vorm? Die korrekte antwoord is A, 40. Nou die belangrike deel van hierdie vraag is om te let op hierdie woord, nukleone. En nukleone is beide die protone en die neutrone. Beide subatomiese partikels wat in die kern, in die nukleus van 'n atoom voorkom. Kom ons kyk op die periodieke tabel om die getal 40 te bevestig. As ons kyk op ons periodieke tabel, daar is kalsium en ons sien die massagetal is 40 en ons sien ook die atoomgetal is 20. So ons kan klaar sê daar is 20 protone, die massagetal is 40, so die aantal neutrone is ook 20, maar die protone plus die neutrone, met ander woorde die nukleone, gaan 40 wees. Nou die enigste stuk wat bietjie anders is, en hulle het jou probeer uitvang, kalsium word 'n kalsium 2+ kation plus 2 elektrone. So in 'n neutrale kalsium atoom sal daar 20 elektrone wees. Maar as daar 2 elektrone verloor word, dan is daar slegs 18 elektrone. Maar dit was nie gevra
in hierdie vraag nie. 'n Leerder gebruik 'n vloeidiagram om sekere voorbeelde van stof P, Q en R te klassifiseer. Met ander woorde, het dit 'n bepaalde vorm? Ja, dit is P. So P gaan 'n vaste stof wees. Dan, as dit nie 'n bepaalde vorm het nie, dan kan dit of 'n vloeistof of 'n gas wees. As dit 'n bepaalde volume het, dan gaan dit 'n vloeistof wees. En as dit nie 'n bepaalde volume het nie, dan gaan dit 'n gas wees. So P moet 'n vaste stof wees, Q moet 'n vloeistof wees en R moet 'n gas wees. Kom ons antwoord ons vraag. Ons het reeds vasgestel P moet 'n vaste stof wees, marmer is 'n vaste stof, olie is 'n vloeistof, suurstof is 'n gas. So dit kan net A wees, maar kom ons kyk na die res. Q het ons gesê moet 'n vloeistof wees, olie is 'n vloeistof en daar het ons olie en R weet ons moet 'n gas wees, suurstof en suurstof. Die korrekte antwoord is A. In 'n 20 gram monster van molekule, watter monster hieronder het die grootste getal mol? Nou, baie belangrik, die massa bly konstant in al 4 gevalle en die vergelyking wat jy seker die meeste gaan gebruik in chemie is N is gelyk aan M op M. Maar ons het nou net gesê daai M gaan konstant bly by 20 gram. Met ander woorde, die aantal mol is omgekeerd eweredig aan die molêre massa. So kom ons gaan bereken die molêre massa van A, B, C en D en die opsie wat vir ons die laagste molêre massa gee is die wenner. So, A, stikstof is 14, waterstof is 1, maar daar's 3 van hulle, so dis 3 maal 1 is 3. So dit is 17. Stikstof, daar's 14, maar daar's 2 van hulle, so dit is 28. Koolstofdioksied, 12 vir die koolstof en dan suurstof is 16, maar daar's 2 suurstowwe, so dit is 12 plus 32, dit is 44. Hierheen is baie maklik, daar is 2 van hulle en elkene het 'n waarde van 1, so dis 2 gram per mol. So by verre, ons wenner is waterstofgas, want dit het die laagste molêre massa van 2 gram per mol. Koolstofdioksied kan direk vanaf die vaste stoffase na die gasfase verander. Hierdie proses staan as wat bekend? En die korrekte antwoord is sublimasie. Koolstofdioksied in vaste stofvorm word droë ys genoem en dit maak sin, want die droë ys gaan direk oor na die gasfase. Daar's nie 'n vloeistof nie, dis met ander woorde nie nat nie. So die korrekte antwoord is A, sublimasie. Die chemiese naam vir ystersulfaat is, so nou moet jy mooi kyk. Sulfaat is SO4 2-, maar daar is 3 van hulle. So die anihoonkant lewer 3 maal -2 -6. Die hele formuleeenheid is neutraal, so as die regterkant -6 is, dan moet die linkerkant +6 wees. Maar hoeveel ysters lewer vir ons +6? 2 van hulle. So ons vat die +6 en ons deel dit deur 2 en dit gee vir ons +3. So die spesifieke yster wat hier gebruik word is Fe3+, en dit dui ons aan met die stoknotasie Fe3. So die korrekte antwoord sal B wees.